Goeiemôre geliefdes. Dit is baie lekker om vanoggend saam met elkeen van julle hier te wees en om julle hier te kan sien. My gebed is dat ons deur die Here beweeg sal word en sal hoor wat hy op die hart het van ons vanoggend. Kom ons sit so en dan bid ons saam. O Here, U is die bron van alle goed. Uit U hand kom dit wat goed en mooi is. U was en is en sal weer wees. Die Heer van gister en môre en gelukkig ook die Heer van nou. Here, ons weet nie altyd wat môre vir ons inhou nie, ons weet nie altyd wat die volgende oomblik vir ons inhou nie, wat ons weet is dat U by ons is, dat U saam met ons is, en dat U goed is, dat U vol liefde is. Die wêreld maak so baie keer dat hierdie vaste wete, hierdie geloofsbelijdenis van ons, sagter praat en die wêreld al hoe harder. En dan gelukkig kom ons op 'n oomblik soos hierdie, waar ons skoene kan uittrek en kan sê, maar ons staan op heilige grond, want ons is in U teenwoordigheid. Here, mag dit, hierdie wete, harder praat as alles in ons harte en ons koppe, en mag wat hier gebeur tot ere verheerliking van U naam wees. Mag dit wat ons sing, dit wat ons bid, dit wat ons hoor, dit wat ons lees, alles oor U gaan. Dankie dat ons dit van U kan vra. Amen. Geliefdes, soos meeste van julle weet, en soos meeste van julle kan hoor in hoe ek ma en pa sê, ek kom van Gauteng af. En ek het tot en met die rype ouderdom van 31 daar gewoon in die Hoëveld. En ons kan dit nie help nie. Maar vir meeste van ons wat in die Hoëveld groot geword het, is die see 'n magiese plek. Ons het, soos meeste mense wat rondom ons gewoon het, 1 keer 'n jaar see toe gegaan. En dit is iets waarna jy die hele jaar lank uitsien. Sambreel, stoel, boek, tuisgebakte koekies, see-vakansie. Dit is die lewe, dit is waarvoor ek gewag het. Dit is die hoogtepunt gewees vir my. Ek is in my wese 'n see-mens en vandat ek nou die laaste paar jaar by 'n plek naby genoeg aan die see woon, wil ek nooit weer ver van die see af wees nie. As ons kinders nie wil slaap nie, dan wil ons Blouberg toe kan ry om hulle aan die slaap te kry en daar roomys te gaan eet. Dis wat ons wil doen. Want soos ek sê, vir my is die see hierdie magiese plek. Die see is omtrent 70% van die aarde se oppervlakte. Maar daar is so min van wat ons weet wat in die see aan die gang is. Daar word gesê dat ons skaars 5% van die see al gaan verken het. Ons het beter kaarte van die planeet Mars as wat ons het van wat op die see se bodem aan die gang is. Soos ek sê, die see is vir ons hierdie onbekende en kolossale massa water. Hoe baie keer was jy al by die see en dan het jy ook gewonder, maar wat gaan nou regtig alles hier onder aan? Het jy na die see gekyk en net soos heeltemal oorweldig gewees met die grootheid daarvan? Dit bewonder of maak dit jou eerder bang? En dink, ek weet nie wat daar alles aangaan nie, ek wil eerder nie te naby kom nie. Die see maak dit hier daarom koud genoeg, dat mense te diep wil ingaan nie. In die Bybelse tyd was die mense ook baie bewus van die see. Hulle was bewus van die grootheid van die see, hulle was baie meer as ons bewus van die onbekende van die see, en hulle was bang vir die see, meeste van die tyd. In baie kulture is die see 'n teken van bose. Dit is 'n teken van chaos, van mag. In die Ou Testament word daar baie keer na die see verwys as 'n plek van onrus en chaos. En in 'n gedeelte van Israel se geskiedenis beland hulle in 'n situasie waar die Here vir hulle sê, nou slaan julle tent op by die see. En vir ons klink dit dalk lekker, maar vir hulle was dit minder gemaklik. Dit is op 'n tyd net nadat Moses vir Farao oorreed het om met die hulp van 10 verskriklike plaae die Israeliete uit Egipte te laat trek. Soos julle nou kan onthou, hopelik was die Israeliete vir 430 jaar lank slawe in Egipte. Hulle het verskriklik swaar gekry en het hard en lank uitgeroep na die hulp van die Here om hulle uit hierdie situasie uit te kry.
En die Here het hulle gehoor en vir Moses gestuur en Moses het hulle bevry en hulle laat wegtrek. En dan voor hulle nog vreeslik lank getrek het, laat die Here hulle stop. Hy laat hulle kamp opslaan voor die see. Die gedeelte wat ons vanoggend gaan saamlees, as jy dit so lank wil opsoek, is in Eksodus 14. Die Farao agtervolg die Israeliete is die opskrif. Die Here het vir Moses gesê, beveel die Israeliete om weg te draai en kamp op te slaan naby Pi-Higreot, tussen Migdol en die see. Reg oor Baal-Sefon, by die see moet julle kamp opslaan. Dan sal die Farao dink die Israeliete het verdwaal en is deur die woestyn vasgekeer. Ek sal die Farao weer koppig maak, sodat hy julle agtervolg, en ek sal my mag laat geld teen hom en sy leer. Dan sal Egipte besef dat ek die Here is. Die Israeliete het die bevele uitgevoer. Toe die koning van Egipte die berig kry dat die volk vergoed weg is, het sy houding en die van sy amptenare teenoor die Israeliete verander. Die Egiptenaars het gesê, wat het ons aangevang dat ons die Israeliete laat wegtrek het? Nou is ons hulle diens kwyt. Die Farao het sy strydwa laat inspan en sy leer saam met hom gevat. Hy het 600 beste strydwaans gevat, as ook al die ander Egiptiese strydwaans, elkeen met 'n bemanning van 3. Die Here het die Farao, die koning van Egipte, koppig gemaak, sodat hy die Israeliete agtervolg het, maar die Israeliete het onder die beskerming van God verder getrek. Die Egiptenaars het hulle agtervolg en al die strydwaans van die Farao met bemanning en leermag het hulle ingehaal terwyl hulle besig was om by die seekamp op te slaan. Naby Pi-Hagreot teenoor reg oor Baal-Sefon. Toe die Farao nader kom, sien die Israeliete skielik die Egiptenaars sit hulle agterna. Hulle het baie bang geword en het benoud na die Here geroep. Hulle het vir Moses gesê, is daar nie begrafplek in Egipte nie, dat jy ons saamsleep om in die woestyn te laat sterf? Wat het jy ons aangedoen dat jy ons uit Egipte laat trek het? Ons het jou mos in Egipte gesê om ons te laat staan dat ons vir die Egiptenaars werk. Dit is vir ons beter om vir hulle te werk as om hier in die woestyn op te kom. Maar Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees nie. Staan vas. Kyk hoe die Here jou vandag gaan red. Want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Bly julle maar kalm. Die Here sal vir julle veg. Die Here red die Israeliete. Toe het die Here vir Moses gesê, waarom roep julle so benoud na my? Sê vir die Israeliete, hulle moet verder trek. Ons lees net tot sover. Israel is benoud, vreesbevange, kwaad. En mens kan dit, maar jy kan dit verstaan. Voor hulle is die see, hierdie kolossale massa van water, en in hulle oë is dit boos, dis 'n bose mag wat hier voor hulle staan. En dan kyk hulle agter hulle en dan kom hierdie weermag om hulle in te haal. 'n Weermag met 600 strydwaans. Ek is seker hoe dit moes gevoel het nie, maar ek kan my indink. In daai tyd was strydwaans die beste militêre toerusting wat daar was. En hulle is bang, vreesbevange. Hulle kan nou nêrens heen vlug nie. Hulle kan nie wegkruip nie, hulle kan nie omdraai nie. Hulle is vas. En dan is hulle nou nie net bang nie, hulle is nou kwaad. Hulle is kwaad vir die Here, hulle is kwaad vir Moses, want dit is alles sy skuld. Hy het hulle in hierdie gemors gekry. Ten minste in Egipte het hulle geweet, hulle gaan daar hulle self doodwerk as slawe, daar het hulle dan tipe van 'n lewe gehad, dink hulle nou. Ten minste het hulle geweet wat elke dag inhou. Nou is hulle in hierdie onmoontlike situasie, en vir hulle is dit nou so, hulle gaan doodgaan in hierdie woestyn. Wat Moses dan vir hulle sê, is seker die heel laaste ding wat hulle wil hoor, die heel laaste ding wat hulle verwag. Hy sê vir hulle, julle moet net bietjie wag. Hy sê vir hulle, moenie bang wees nie, staan vas,
Kyk hoe die Here julle vandag gaan red. Bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. Moses sê vir hulle, om net 'n bietjie te wag. Nou dit is een ding om vir 'n groep mense te sê wag, maar dis 'n ander ding om vir mense wat vasgekeer is tussen hierdie twee bose magte aan die see en 600 strydwaans, vir hulle te sê wag nou maar net. Dit is nou heeltemal 'n ander ding. Niemand wil dan wag nie. Jy wil dan 'n plan maak. Jy soek 'n plan van aksie. Jy wil weet wat nou gaan gebeur, wat om volgende te doen. Ons haat dit ook om te wag. Ons leef in 'n wêreld waar dinge baie vinnig gaan en ons hou meeste van die tyd daarvan. Daniël, ons seentjie, lees tans hierdie frustrerende boek oor 'n hoender wat saam met 'n kat en 'n eend bly. Die hoender is baie fliks en die kat en die eend doen niks. Die hoender is besig, sy plant koring en dan kom die koring op en dan gaan maak sy dit reg en dan haal sy die koring af en dan vat sy dit self na die meel toe, meelenaar maak vir haar meel, dan kom sy terug en sy doen verskriklik baie moeite om haar eie koek te bak met haar eie meel. Dit is vir my 'n verskriklike frustrerende boek. Ons wil nie so leef nie. Ek wil nie so leef nie. Jy wil kan Spar toe ry en jy wil 'n meel gaan kry en jy wil terugkom en jy wil 'n koek bak of Woolies toe ry en 'n koek gaan koop. Dis wat ons wil hê. Dis die lewe wat ons wil hê. As jy met jou familie wil praat, ons wil nie meer briewe stuur nie, ons wil nie eers meer 'n e-pos stuur nie. As jou familie ver is, wil jy jou foon optel en jy wil hulle sien en jy wil nou. Dis hoe ons is. As jy iets wil weet, as jy wil weet hoe warm dit vandag gaan wees, as jy wil weet hoe lank krummelpap moet kook, dan Google jy dit. Kinders kan baie maklik vir jou sê, Google dit gou, en dan weet jy wat sy antwoord. Hulle verstaan nie van biblioteek toe gaan en daar te gaan opsoek dit wat jy wil weet nie. Ons is gewoond daaraan om dinge vinnig te kry. En dit maak dat ons dinge al hoe vinniger wil hê. Dit maak ons woedend as iemand stadig voor ons ry. Geïrriteerd as jy in 'n lang ry moet staan. Iemand het eendag gespot en gesê hy dink die hel gaan een lang ry wees en as jy voorkom, dan is daar net nog 'n ry om in te staan. Ons sukkel om te wag in hierdie lewe. Dis die heel moeilikste ding natuurlik ook om te wag wanneer jy op 'n slegte plek in jou lewe is. Soos Israel. Die heel moeilikste om te wag as dit rof gaan. Dit is nie noodwendig net wanneer jy vasgekeer is nie, maar wanneer jy vasgekeer voel in die lewe, dan is wag die laaste ding wat jy wil doen. Jy wil 'n plan van aksie hê. Jy wil weet wat om volgende te doen. Nee, ons weet hoe dit voel. Ons haat daai gevoel van wag as jy jonk is, wag vir die regte ou of die regte meisie. Haat dit om te wag vir 'n nuwe werk. Haat dit om te wag om te wonder hoe gaan môre wees. Haat dit om te moet wag vir die winter se reën. Nee, dit is dalk makliker. Haat dit om te wag vir iemand om gesond te word. Vir iemand wat wie jy lief is wat in die hospitaal is. Haat dit om te moet wag vir uitkomste en antwoorde op die lewe. Wat die wag so erg maak, seker is dat jy nie weet wat gaan gebeur nie. Jy weet nie hoe lank hierdie situasie dan nou nog gaan aanhou nie. Jy wil rigting hê, jy wil weet waar om te gaan. En dan, soos die Israeliete, is ons baie keer in presies dieselfde situasie, dan raak ons kwaad vir God. Dis God wat ons in hierdie situasie gekry het, dis hy wat dit toegelaat het, dis hy wat dit selfs oor ons pad gebring het, sê mense, verskriklik maklik. Mens kan nie help om te dink dan, as hy my nou hier ingekry het, moet hy my hier uitkry nie, maar hoekom vergeet die Here nou van my? En dis juis hier waar Moses vir ons ook vandag kan sê, moenie bang wees nie, staan vas, wag. Kyk hoe die Here julle gaan red. Bly jy kalm, die Here sal vir jou veg. Dalk gaan die wag ook oor meer as net die wag. Dalk is die oomblik van wag nie net hierdie nuttelose vakuum waarin jy is nie. Dalk is om te wag, ongeag hoe sleg dit is, presies die plek waar jy nou moet wees.
As jy net dink vir 'n oomblik, amper vir jou sê, rondkyk in jou kop, dink net hoe die Here en sy genade in 'n oomblik van wag vir jou besonderse lesse kan leer. Hoe die Here vir jou besonderse goed kan wys en sê. Daar is iets belangrik wat ons hier uit Israel se geskiedenis kan leer. In retrospek was Israel die heeltyd op presies die plek waar hulle moes wees. As Israel na alles kon terugkyk, dan sou hulle sien, maar hulle was elke oomblik waar hulle moes wees. Want ons almal weet wat verder in die verhaal gebeur. Wanneer Israel so benoud is, sê die Here vir Moses, hoekom roep julle so benoud na my? Sê vir die Israeliete, hulle moet verder trek, en die Here sê vir Moses, sy kierie op te tel, het oor die see te steek, en die see het oopgekloof. Ons weet dat die Israeliete veilig aan die ander kant uitgekom het. Ons weet dat die Farao en sy groot magte nie gewen het nie. En ons weet dat God daar was. Nog meer in beheer was. Al het daai situasie hoe onmoontlik gelyk. Goeie tydsbestuur is vir ons 'n groot ding. Ons wil ook nie tyd mors nie. Ons wil nie hê ander mense moet ons tyd mors nie. En daarom wil ons hê elke oomblik moet betekenisvol wees. Dis nie noodwendig 'n slegte ding nie. Wanneer ons besef dat dit nie saak maak wat se tyd ons het nie. Wanneer ons besef die Here het die horlosie ook in sy hand, sal ons dalk dink, maar selfs as ek moet wag, is daar iets besonders in die oomblik. Dat die Here ook hierdie oomblik in sy hande vashou. Partykeer as ons moet wag, sal ons ook in retrospek kan sien, ook ons hande is in die Here, ons lewe is in die Here se hande. As ons partykeer sal terugkyk, sal ons sien dat die Here altyd daar was. Ek is 'n groot voorstander van om 'n joernaal te hou, want dit is die maklikste manier om te gaan kyk hoe die Here jou hand vasgehou het. Iemand het dit so mooi verduidelik en vir my, dit is soos kersies wat aangesteek is langs jou pad. Dan sien jy wat gebeur het op jou pad agter jou. Is nie net pikdonker nie. En dan sal ons ook kan besef dat dit is miskien nie die Here wat ons in hierdie situasie in laat val het nie. Dis dalk nie die Here wat hierdie slegte goed laat toegelaat het om te gebeur nie, dis dalk die lewe. Maar die Here is saam met ons in dit. Die Here gee uitkoms te midde van dit alles. Oral in die Bybel lees ons van mense wat moes wag. Wat soms jare en jare moes wag. Natuurlik dink ek aan Abraham en Sara, wat gewag en gewag en gewag het om swanger te word, totdat sy later gedink het, sy's nou te oud, dit gaan nie meer gebeur nie. En op die onmoontlikste tyd is Isak gebore. Ek dink aan die Israeliete wat 40 jaar in die woestyn moes wag, en dan gebeur die onmoontlike, as hulle in Kana ingaan, en al die volke wat sterker is as hulle oorwin. God gee vir ons, deur ons lewe juis, die onmoontlike moontlikhede. Die grootste natuurlik is Jesus wat sterf, en opstaan deur sy liefde, sodat daar geen grense meer is van wat God kan doen nie. Dat nie eers die dood sterk genoeg is vir God nie. Wat nog van die see? Wat nog van 600 strydwaans? Wat nog van die situasie waarin jy jouself vandag bevind? Hoekom roep julle so benoud na die Here? Dalk is jy presies waar jy moet wees, voor jy kan verder trek, voor jy kan aangaan met jou lewe, op 'n plek waar jy kan besef, maar vir jou ook is die onmoontlike moontlik saam met hom. Soos hy Israel gered het, sal hy jou ook red. Dalk op die mees onverwagte tyd en plek en manier. Dalk gaan daar ook vir jou op 'n onmoontlike manier 'n pad deur die see oop. Iets wat jy nooit sou kon beplan of verwag nie. God vergeet nie.
Leer om te wag en te luister. Jy is dalk presies waar jy nou moet wees. Op die perfekte plek om jou afhanklikheid van God te laat besef. Op die perfekte plek om die teenwoordigheid van die Here in jou lewe te besef. Ek lees 'n hele ruk terug van 'n man van Kampsbaai wat saam met sy vriende na 'n eiland toe is, daar naby Indonesië, en hulle het gaan vakansie hou en branders gery en hulle het 'n oggend na 'n eiland toe moes gaan met 'n seiljag om branders daar te gaan soek. En hy het seesiek geraak en oorboord geval en sy vriende het eers 'n rukkie later agtergekom hy's nie meer daar nie. En hierdie man moes op die ou end 27 uur op die see spandeer voor 'n ander seiljag verbygekom het en opgelaai het. En daar terwyl hy nou op die see rondgedobber het, en lastige seevoëls en jellyvisse rondom hom was, moes hy vir 'n dag lank in die middel van die see wag. Dis eintlik al wat hy kon doen. Hy moes water trap en probeer dryf en wag vir iemand om te kom, want hy het nie eens geweet in watter rigting om te swem nie. Dit is die ergste van wag. Wanneer jy in 'n moeilike situasie is en jy weet nie wat se kant toe nou nie, jy weet nie wat om te doen nie en jy weet nie wat volgende gaan gebeur nie, wanneer jy in die middel van die see is, in koue water, met haie dalk rondom jou, in 'n stormagtige see, om dan kalm te bly en te wag, nie moed op te gee nie, nie te verdrink nie. Dis die uitnodiging. Wag geduldig op die Here. Dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Dalk is hierdie plek waar jy nou is, ongeag hoe ongemaklik dit is, of hoe onmoontlik dit lyk, presies waar jy moet wees. Wat wil God hê moet jy hier leer? Wat kan God vir jou hieruit wys? Die Here het nie van jou vergeet nie. Moenie bang wees nie, staan vas en kyk hoe die Here gaan red. Bly kalm, die Here sal vir jou veg. Amen.